Maar hulle vertel van die dominee wat gaan huisbesoek doen het by 'n tannie wat baie eensaam is. Want sy kry so kerer en sy so 'n bietjie bedlêen en hy kom kuier by haar en nou gesels hulle te heerlik. Want die tannie is uitgehonger, nie net nou geestelik maar sommer net om 'n bietjie te gesels en terwyl hulle besig is, langs die tannie se bed is daar so 'n lekker bordjie vol peanuts. Nou pesel die dominee maar aan die peanuts terwyl hy praat en praat hy. En na 'n geruime tyd toe kom hy agter maar hy het hierdie hele bordjie grondbootjies totaal opgeëet. En hy vra toe vir tannie, skus tog. So ek het nou in gedagte, soos ek ook maar 'n peselaar is, het ek nou hierdie goedjies geëet en opgeëet. Tannie sê nee, dit sou in elk geval daar bly staan het, want al wat sy doen is sy suig net die sjokolade af sonder haar valstande. Ek dink hy dominee sal 2 maal dink voordat hy weer sommer net ietsie begin eet. Julle ons groot reeks hierdie week of hierdie maand, skus tog, is die lewende krag van die kruis in ons lewe. En dit is so 'n belangrike ding want dit is iets wat ons eintlik elke dag 'n impak in ons lewe moet hê. So as ons kyk en ons eerste tema van vandag is natuurlik watter kruis moet jy dra? En as ons dink aan kruis dan dink ons seker baie keer net aan iets wat baie moeilik en baie swaar is, maar weet julle, ek wil eintlik sê dat die kruisiging en die opstanding is die fondament van ons geloof, maar is ook ek wil amper sê die diep misterie van ons geloof wat dit anders te maak totaal as elke ander geloof op aarde. En julle weet die wêreld rondom ons ek wil amper sê versnel, hulle sê inligting versnel, verdubbel, al hoe korter. Ons sien snaakse goed gebeur. Dit is oorloë in die Trump-administrasie het die wêreld kom op sy rug keer. Daar's aardbewings, daar's slegte dinge wat gebeur, goeie dinge, maar dit raak so besig. Die wêreld dat ou sien dat daar's al hoe minder mense wat aandag gee aan die geestelike waarhede, wat eintlik glad nie meer daarmee werk, selfs gelowiges. En julle weet, teen hierdie agtergrond van die huidige wêreldgees, kom staan die kruis van Jesus Christus. Eintlik 'n paradoksale simbool van lyding en oorwinning aan die een kant. Dis waaroor die hele Paasnaweek natuurlik gaan. En dit is 'n teken van oor die 2000 jaar terug vir ons wat as moderne gelowiges om anders te lewe as die wêreld. En miskien is dit wat belangrik is, dat ons vandag vir mekaar, ons gaan na die versies kyk, maar dat ons vandag vir mekaar wil sê, maar wat beteken dit prakties om die kruis van Christus te dra hier in 2025? Het jy al ooit gedink wat beteken dit prakties om die kruis van Christus te dra? Wat vra Jesus van jou en van my as hy sê, as iemand agter my aan wil kom, dan moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. En ek wil hê, kom met dit in gedagte, kom ons ontdek dit. So dis natuurlik die woorde van Lukas 9 vers 23 en 24, waar Jesus vir hom antwoord en sê, toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Nou, as ons kyk na die konteks van hierdie gedeelte speel af net direk nadat Petrus die belydenis gemaak het, dat Jesus Christus is die Seun van God. En dan nadat hy daardie belydenis gemaak het, kom Jesus en hy kom met hierdie woorde, en hy begin met hierdie woorde. En op die ou einde is dit wat dit wil sê, dat as jy erken wie Jesus Christus in jou lewe is, dan word dit onmiddellik opgevolg deur 'n gesprek oor wat beteken dit om Jesus te volg. As hierdie woorde waar is
vir jou lewe. As jy erken dat Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is, soos wat Petrus dit bely het, is die gesprek wat daarna moet volg, en ook vir ons, maar wat beteken dit dan eintlik om hom te volg? Nou in hierdie teksgedeelte wil ek sê, daar 3 kernmomente wat op ons van toepassing is. Die eerste een is, hy moet homself verloon. So die woordjie verloon wat daar gebruik word, is anasesto, wat dui, en julle sien dit mooi daar, op 'n radikale verwerping van die self as die hoogste gesag in jou lewe. En dit is 'n kwaai ding om te sê, julle, want ons is maar, ek beskou die meeste mense, myself ingesluit, ons is maar almal sulke halwe control freaks. Ons wil beheer wees van ons lewe. Ons wil besluit en ons wil doen en ons wil doen. En dan kom Jesus en hy kom sê, dis 'n radikale verwerping van die self as die hoogste gesag in jou lewe. Want dit is altyd maklik en dit is lekker om te bely, Jesus is koning in my lewe. En dan doen ek nog steeds maar die besluite op my eie. Die tweede ding wat Jesus sê is, hy moet sy kruis elke dag opneem. Julle, in Jesus se tyd was die kruis nie maar soos dit dan vandag is, 'n mooi versiering wat ons baie om ons nekke dra nie. Nee, soos wat jy op die skerm kan sien, dit was 'n instrument van die dood gewees. So wanneer 'n veroordeelde sy kruis opgeneem het en hy begin stap met daai kruis, was dit eintlik simbolies dat sy lewe verby is. Sy ou lewe is verby. Al was hy nog nie gekruisig nie, daai pad wat hy stap om sy kruis op te neem, en hy stap na die plek van die kruisiging, vertel van dat sy lewe verby is. En nou dink ons in terme van wat beteken dit vir ons geestelik. En dan sê Jesus, sy kruis elke dag opneem. So ons kry die opdrag as gelowiges om elke dag ons kruis opneem. Elkeen se kruis gaan uniek lyk. En daarom kan ons ook sê, dit is nie 'n eenmalige besluit nie, maar 'n daaglikse toewyding, iets wat jy daagliks aan bewus moet wees en doen. En dan kom die woorde, en dan moet hy my volg. So die Griekse woord daar, kan julle op die skerm sien, is akolutheo, en dit dui op meer as 'n nabootsing, né? Dit impliseer om saam met iemand die pad te loop. So Jesus nooi ons uit om nie net sy leerstellinge te aanvaar nie, maar hy nooi ons uit om in sy voetspore te volg. En sy voetspore was die voetspore van die kruis opneem en dra, maar dis die begin van die pad, want dit stop nie daar nie, want op die ou einde bring daai kruis opdra, jouself verloon, bring ons op die pad van oorwinning. Want dis die eindpad van die kruistog gewees, was die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het. So julle, dit is al koninkrykslogika. Dit maak amper nie in die wêreld sin nie, dat die een wat laaste sal wees, sal eerste wees. Om te verloor is om te wen, om te sterf is om te lewe, om jou kruis op te neem en te sê, as ek stap, my ou lewe is afgehandel. Julle, daar was jare gelede 'n fliek gewees van 'n ervare bergklimmer wat saam met 'n vriend, ek dink die fliek het gegaan op die ou einde van 'n ware verhaal van 'n pa wat saam met sy kinders berg geklim het en aan 'n tou gehang het, en toe was daar 'n aardbewing of 'n rotsstorting, en hulle hang almal aan hierdie selfde tou. En die pa op die ou einde om sy kinders te red, want hy besef daai enkele anker wat hulle vashou teen hierdie berg gaan nie hou nie. En daai pa vat en hy sny homself, hy was op die onderpunt gewees, sny die tou, en dis 'n ware verhaal, en hy val homself dood, sodat sy kinders kon lewe. Julle, dis 'n uiterste voorbeeld. Ek dink nie die meeste van ons in ons lewe sal nooit deur so radikale keuse half gekonfronteer word nie, maar ek dink dit herinner ons aan Jesus se woorde daar in Johannes 15 vers 13 wat sê, groter liefde as dit het niemand het, dat iemand sy lewe sal aflê vir sy vriende. So, min van ons sal ooit voor so dramatiese keuse kom nie. Maar die punt wat ek eintlik wil maak is dat elke dag kry ons geleenthede om onsself te verloon, om ons nie op onsself die gesag van onsself staat te maak, maar op die Here staat te maak. Ons kruis op te neem wat ons gerief kan wees,
ons trots kan wees, om ons regte prys te gee, ter wille van 'n groter doel in ons lewe. Filippense 2 vers 8, kom gee Jesus vir ons 'n dieper insig in wat beteken dit om kruis te dra. Want daar so staan, hy het homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Hierdie gedeeltes word deur teoloë beskou as een van die ongelooflikste gedeeltes in die Bybel wat ons vertel van wat Jesus gedoen het. Hulle praat van in die teologie van die onvergelykbare selfvernedering, dat Jesus as God die Seun homself verneder het, om op die ou einde 'n kruis in die gesig te staar, wat die doodstraf was van die grootste kriminele in die Bybelse tyd. Het hy dit gedoen, so hy het hierdie goddelike heerlikheid verlaat vir die dood aan die kruis. En die woord verneder wat ons daar so sien in Filippense 2 vers 8, is etapeinosin, en dit dui op 'n vrywillige keuse om na 'n laer posisie te beweeg. Is dit nie ongelooflik dat Jesus vrywilliglik die keuse uitgeoefen het, en ons as gelowiges weet, dis natuurlik gebore uit sy ongelooflike liefde en omgee vir die mensdom, selfs vir hulle wat nie 'n keuse vir Jesus sal maak nie. Ag, vir Jesus maak nie, knoop my tong. Ek is in 'n gesprek met iemand wat nie regtig van glo nie, wat die Bybelse waarhede question, en my geloof word uitgedaag om dit reg te verwoord, en dan keer op keer as ek soms so vasgeloop voel, dan kom ek by die punt uit waar ek besef, maar ek kan nie tot 'n punt, ek kan nie getuig, en Jesus deur die Heilige Gees moet die oortuigingswerk doen van hierdie waarheid, dat hy het mens geword, uit sy geestelike status nie roof geag ter wille van ons. Want die kruisiging julle was nie net pynlik nie, maar dit was vernederend. Ek dink dit is wat Paulus hierso in Filippense wil sê. Dit is maar wat dit vir ons beteken is. Jesus se kruisdood is nie net ons verlossing nie. Dit is ons model, en dis wat ons mooi moet hoor. Dit is 'n model vir ons, hoe ons in gemeenskap met mekaar moet lewe. Want hierdie hele Filippense 2 vers 8 is in die konteks van hoe die kerk, hoe gelowiges teenoor mekaar moet optree. En dat ons onsself moet kan kruis, onsself moet kan verloon, soms vir die groter geheel. Ek het hierdie een illustrasie gekry, toe ek die preek voorberei, wat ek nie kon verifieer nie, want ek probeer illustrasies verifieer as die waarheid. So ek vertel dit vir julle, soos wat ek die illustrasie gekry het, dat hulle vertel van hierdie bekende hartchirurg, wat besig was met 'n kritieke operasie, toe 'n brand in die operasieteater uitbreek. En almal kry ewe skielik die opdrag om die gebou te ontruim. Maar die dokter het besef, as hy hierdie operasie nou sal stop, dan sterf hierdie pasiënt op hierdie operasietafel. So hy het in sy span het redelik aangehou, hy het sy operasie voltooi, die pasiënt se lewe gered. Maar toe hy nou moet uitkom, kon hy nie uitkom nie, en hy verbrand sy hande so, dat hy nooit weer as 'n chirurg kon werk nie. Hulle vertel jare later, kom hierdie pasiënt wie se lewe hy gered het, kom by hom aan, om net vir hom te sê, hy het soveel waardering, dat hy aangehou het om te opereer en sy lewe gered het. En toe sê die ou, en toe kyk hy na die ou se verbrande hande, en dat hy nie verder as 'n chirurg kon werk nie. En toe sê hierdie chirurg vir hom, hy moenie skuldig voel daaroor nie, hy het dit vrywilliglik gedoen. En dit was nog steeds die moeite werd gewees. So Jesus het nie net die prys aan die kruis betaal nie, maar selfs vandag nog draai die merke van opoffering. Ek dink aan Thomas wat nie geglo het, hy is wie is, en Thomas kon sy vingers deur die gate stuur. En so wanneer ons hom weer eendag sien as hy kom, gaan ons ook die merke van sy opoffering vir elkeen van ons sien.
Paulus kom en hy verduidelik die persoonlike implikasies van die kruis in Galasiërs 2 vers 20. En hy sê, met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in die geloof. Die geloof in die Seun wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Nou die werkwoord wat Paulus daar gebruik vir gekruisig is sonestelromai. En dit dui op dis 'n perfectum. Nou in Grieks het honderde tenses. Nou die perfectum tens dui op 'n handeling wat afgehandel is. So die kruisiging, dit wat hy gedoen het, is 'n afgehandelde werk met hierdie een verskil, dat dit voortdurende gevolge. So die kruisiging is afgehandel, dit is eens en vir altyd gedoen, dit hoef nie weer herhaal te word nie, maar dit het voortdurende gevolge. En ons wat hier sit is deel van daardie voortdurende gevolge. En dit is so ongelooflik. En dat ons kan absoluut net lewe uit die voortdurende resultaat in ons lewe van wat die kruis vir ons gedoen het. En julle daarmee, die taal van die vlees sal altyd daar wees. Ons sal altyd versoek word. Die duiwel gaan nooit tevrede wees om ons te hou waar ons is nie. Maar die ou mens, ons is gekruisig. En dis nogal wat ek altyd in my kop hê, veral wanneer 'n ou deur versoeking gaan, is dat as ek my kruis opgeneem, as ek my kruis opneem en myself verloon, as ek my kruis opneem, dan dink ek daaraan dat dit is die simbool van iemand wie se lewe verby is. As nie hy sy kruis moes begin dra. En dan kan ek sê, maar selfs die ou lewe in my is verby. Selfs al is die versoeking daar en selfs al gee ons soms toe vir die versoeking, raak ons kwaad of briesend vir die taxi wat voor ons inskuiwe, gooi vir hom miskien 'n paar tekens wat hy kan kies, watter een hy wil gebruik, dan kan ons nog steeds staat maak dit. Dis die ou mens wat wil terugkruip, maar ons het 'n kruis wat ons dra. En daai kruis sal altyd die simbool wees van die ou mens. En ons is dood. Ons is op pad na die dood en dis eintlik so 'n mooi simbool, want hy was op pad na die dood as hy sy kruis opgeneem het, maar hy was nog nie dood nie. Maar hy was op pad. Dit was 'n simbool van die ou lewe wat klaar is en dit is ook 'n simbool vir ons ou lewe wat klaar is. So Paulus se motivering vir hierdie lewe is die liefde van Christus wat homself vir ons gegee het. So ons sterf nie in onsself uit omdat dit 'n opdrag is of uit pligbesef nie. Ons doen dit uit 'n reaksie op sy liefde. En dis eintlik my gebed dat ons voortdurend ek myself onder die indruk sal kom van hoe lief Jesus ons het. Dis te groot om te verstaan. Maar dat ons sal besef, hier staan Heinrich met al sy foute. Daar sit julle, net soos wat julle is. En Jesus het ons so ongelooflik lief. Ten spyte van, selfs waar ons op hierdie oomblik in ons verhouding met hom staan. Johannes 12 vers 24 het ook 'n pragtige illustrasie wat sê, Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit een enkele korrel, maar as dit sterf, dan dra dit baie vrug. Julle het al na saadjies gekyk, dit lyk asof daar nie lewe is nie, dit lyk dood. En dan as dit in die grond begrawe word, dan gebeur daar 'n wonderlike transformasieproses. Want in die donkerte en vog van daai grond, sterf die saadjie as te ware. Die harde dop breek oop en dan verdwyn die oorspronklike vorm, daai dooie saadjie, en uit daai doodheid kom nuwe lewe, 'n saailing en dan 'n plant en dan uiteindelik 'n koringaar wat baie vrug dra. So is dit presies met die Christelike lewe, met ons lewe elke dag. Wanneer ons sterf aan onsself, ons ambisies, ons planne, ons beheer, dan maak ons ruimte vir God se lewe om deur ons te vloei en vrug te dra wat ons nooit op ons eie sou kon voortbring nie. In 'n mate is hierdie die kruks van vandag se boodskap oor hoekom jy jou kruis moet opneem en jouself moet verloon
en Jesus volg. Ons maak die ruimte vir God se lewe om deur ons te vloei en vrug voort te bring wat ons nooit op ons eie sou kon doen nie. Kom ons praat 'n bietjie prakties oor wat beteken dit om jou kruis te dra. Ek dink dit beteken 'n paar dinge. Dit beteken om nee te sê vir jouself sodat jy ja kan sê vir God. Weet julle, ek is dis nogal 'n ding in ons lewe. Veral as jy iemand is wat 'n redelike people's pleaser is, wat nooit iemand wil teleurstel nie, wat nogal baie van ons is, myself ingesluit, dan sê ons baie moeilik nee vir iets wat van ons verwag word. Maar ons vergeet dat wanneer ons nie nee sê nie, en ons sê ja vir 'n ding wat ons eintlik wou doen nie, maar ons wil nou nie die mense teleurstel nie, dan sê ons nee vir iets anderster wat baie beter kon gewees het. En dit is ek wil amper sê lewensbeginsel. Vir elke ding waarvoor jy nee sê, is daar 'n ding waarvoor jy ja kon sê. En vir elke ding waarvoor jy ja sê, is daar iets wat jy voor nee sê. En dit kan ons saam met ons vat. En dit is so waar. So kruisdra beteken dat jy nie meer aan jouself behoort nie. Dat jou tyd, jou talente, jou besittings, jou liggaam, alles behoort aan die Here. En elke dag kry ons geleentheid. Elke dag moet ons kruis opdra. Elke dag kry ons geleentheid om onsself ondergeskik te stel, ons eie begeertes te kruisig en te sê, Here, wat wil U wil? Ek dink die tweede punt is om liefde bo gemak te kies. Want die kruis verteenwoordig seker die volmaakte opofferende liefde wat Jesus vir ons gedoen het. En soms is dit nodig dat ons die moeilike pad van liefde kies, wat soms 'n offer van jou vra. Om 'n praktiese voorbeeld te gee. Wat dit, julle dink nou maar net dat die worship span het, nou maar sommer net, omdat dit hulle plesier is om 6:15 vanoggend hier opgedaag het, paar bietjie gejam, bietjie musiek gespeel. Nee, hulle het 'n offer gebring, hulle het vroeg opgestaan. Hulle het 'n offer gebring uit liefde vir Jesus en vir sy koninkryk. Dis kruisdra. Kruisdra is nie so 'n moeilike konsep nie. So soms moet ons die kruis van lyding dra. Julle daar gebeur soms slegte dinge met goeie mense, met goeie gelowiges. Dit beteken nie dat ons ewe skielik lyding moet verheerlik en daarop roem nie. Selfs Jesus het gevra, kan hierdie beker nie maar verby my gaan nie. En dit het nie. Maar hy het dit aanvaar as deel van die pad wat hy moes loop. Daai pad het hy geloop sonder murmurering. En soms gebruik die Here juist die swaar kry waardeur ons moes gaan, om iemand anders wat daardeur gaan en dit nie kan hanteer nie, of dit nie kan verwerk nie, gebruik hy ons lewens, waar daardeur gegaan het en waar die Here heling en genesing gebring het, gebruik hy dan om iemand anders te genees. Dan was daai swaar kry 'n wonderlike doel in ons lewe. En dan word ons geroep om kontrakultureel te lewe. Dit beteken om anders as die norm te lewe van die wêreld. En ek dink gelowiges of Christene, of kom ons noem hulle naamchristene in hierdie wêreld, wat presies lewe soos die wêreld, maak dit moeilik vir elke gelowige wat regtig waar toegewyd probeer lewe. Want die wêreld sien hierdie Christene wat presies lewe soos wat hulle lewe. En dink maar die res van ons is 'n klomp hygelaars wat ons bes probeer om anders te lewe. Maar op die ou einde, en dis die punte wat ek wil maak, hoe sê hulle, woorde wek, maar dade trek. Op die ou einde lê the proof in the pudding in hoe jy leef. Ons is geroep om anders te leef, en die wêreld moet sien dat ons anders te lewe. So, nou maar goed, dit is nou wonderlik om al die goeders te weet. Nou gaan ek huis toe vandag. Wat maak ek? Wat is ons uitdaging vandag? Ek dink ons uitdaging is so 3-4 goedjies. Die eerste een is dat jy sal tyd maak vir selfondersoek. Neem elke dag 10 minuutjies voordat jy slaap, dink 'n bietjie oor jou dag. Raak stil voor die Here en vra die Heilige Gees
om jou te wys waar jy nog vasklou aan jou eie wil, hoe kan sy wil, en waar jou eie planne belangriker is as sy planne vir jou lewe. Vra vir jouself, waar in my lewe is 'n areas waar ek soms weerstand het teen wat ek miskien weet is die wil van God. Dis dikwels die plekke waar ons kruis vir ons wag. En dan om nou regtig prakties te raak is die tweede punt, identifiseer net een konkrete stap van gehoorsaamheid. Ek is so mal oor daai klise, hoe eet ons 'n olifant op, stukkie vir stukkie. Moenie nie hierdie volmaakte gelowige in eendag probeer wees nie. Tackle dit stukkie vir stukkie. Identifiseer 'n konkrete stap van gehoorsaamheid. Is daar miskien 'n verhouding in jou lewe wat genesing nodig het? Is daar 'n gewoonte wat jy moet laat gaan? Is daar dalk 'n stukkie roeping wat jy moet omhels, wat jy eintlik weet, dis wat die Here wil hê? Ek onthou ons het tydens een van ons Global Leadership Summits, het ons gekyk na 'n vrou wat hierdie korporatiewe reus was in hierdie korporatiewe wêreld. Status, sy het gesag en mag gehad, maar sy het die heeltyd geglo dat die Here roep haar om betrokke te raak by child trafficking, die kinderhandel wat eintlik oor die hele wêreld gaan en kinderprostitusie en goed. En sy het daardie wonderlike werk bedank. En hierdie organisasie begin wat gaan oor child trafficking. En sy kry nie meer daai geweldige geld nie. Ewe skielik het sy eentjie ou wat moet geld inkry en sy moet werk. Maar weet julle wat? Omdat sy is waar die Here haar wil hê, vertel sy dat sy is gelukkiger as wat sy ooit was toe sy hierdie korporatiewe leier of hierdie leier in die korporatiewe wêreld gewees het. So miskien is daar 'n ander roeping wat jy moet omhels. Maar moet jy ook seker wees, dis wat die Here jou voorroep. Miskien is daar 'n offer wat jy moet bring, 'n opofferingkie wat jy moet bring wat jou 'n bietjie gaan kos. Verskillende wyse. Miskien die moeiliker een, ons het onlangs daaroor gepraat. Daar miskien iemand wat jy moet vergewe. Waar jy soms jou trots moet in jou sak steek en 'n vergifnis gaan vra. Iets wat jy miskien gedoen het. Skryf dit neer. Skryf daai een ding neer en begin met daai een ding. En kyk hoe die Here jou weer nader hark na homself toe. En dan julle, die rede waarom ons 'n gemeente is, die rede waarom ons hier bymekaar is as 'n geloofsfamilie, is soek gemeenskap en aanspreeklikheid. Deel jou besluit met 'n geloofsvriend, vriendin. Sorg dat jy weet dat dis iemand wat jou accountable kan hou. Die groot ding van kruisdra is, dis nie bedoel om alleen gedoen te word nie. Nie eers Jesus het sy kruis alleen gedra nie. Kan julle onthou wie het hom gehelp? Simon van Sirene het vir Jesus gehelp om sy kruis te dra. Ons is geroep om mekaar ook se laste te help dra, daar waar ons sukkel. En dan die vierde een natuurlik is die grootte, die ene waar ons op pad is na Paas Sondag toe, is kom ons vier die opstandingslewe. Kruisdra is nie die einde van die lewe nie. Dit wys na die opstanding, die nuwe lewe. En begin om die tekens van daardie nuwe lewe in jou lewe raak te sien. Ewe skielik begin jy beleef jy maak kontak met die Here nadat jy 'n dooie seisoen gehad het van niks beleef van God nie. Net omdat jy bereid was om jou kruis op te dra. Trek hy en hark hy jou nader. Dis so 'n mooi sê ding om te sê Jesus hark jou nader. Ek sit altyd en dink oor wat 'n hark doen hè. Die van julle wat lief is vir tuinmaak sal weet, jy hark goed by mekaar. En dit is my gebed dat ons kruis opneem en dit sal dra en hom elke dag sal volg en dit nie sien as 'n swaar las wat ons nou ewe skielik moet doen nie, maar dat ons sien dat dit die pad is na 'n opstandingslewe waar ek nie meer lewe nie, maar Jesus se opstandingslewe deur my lewe en die vrug voortbring in my wat ek nooit self sou kon gedoen het nie. Julle as volgelinge van Jesus Christus het ons die voorreg
om die lewensveranderende krag van die kruis te demonstreer in hierdie wêreld. Nie net in woorde nie, maar hoe ons lewe. Ons moet dit lewe, ons moet dit demonstreer. So ek wil vir julle vra, soos wat ons hierdie Paasseisoen ingaan, dat jy miskien die moed sal hê om te vra, watter kruis is myne om te dra, en dat jy die genade sal vind om dit op te neem, elke dag, soos wat hy sê, uit liefde vir Jesus wat vir ons gesterf het. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms dink ons dat kruisdra is net hierdie onmoontlike ding, dat dit eintlik maar die neerlê van die kruisiging van die self is, en waar ons erken dat dit wat God vir my bedoel, die pad wat hy wil ek moet wandel, op die ou einde vir my, die opstandingslewe sal dit leef, die vrug sal dit voortbring, soos wat daai koringkorreltjie in die grond geval het en gesterf het, soos wat die ou mense in ons lewe wat selfbeheer gevat het, sterf, en ons toelaat dat daai God se opstandingslewe deur my begin lewe, sodat ek in my lewe vrug sal dra, wat ek nooit op my eie sou kon voortbring nie. Jesus, hierdie is maar een van die stappe wat ons kan doen om ons reg voor te berei vir Paasnaweek. Ek bid dat U die boodskap sal seën, dat U daardie punte wat ek nodig het om te hoor, in my hart sal vasmaak, die mooi gedagtes van Heinrich vergeet sal word, en dat ons sal leer, dat die lewe begin, eintlik waar ons kruis opneem, ons self sal verloon, en Jesus navolg. Mag ons daai uitnodiging regtig maak, soos die eerste sin wat ons eintlik gesê het. Ons kan nie erken dat Jesus Christus is koning in ons lewe, as ons ook nie bereid is om die pad te stap wat hy gestap het nie. Seën ons met hierdie woord in Jesus se kosbare naam. Amen. Julle, kom ons staan vir die seën, sterkte vir die res van die Sondag en vir die week, en mag ons hierdie Paastyd voorbereid ingaan om Paasnaweek groot te vier in ons lewe. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.